Hi vriende, is Berenice. Ek kom om vir u 'n geseënde nuwe week toe te wens en dan 'n kort boodskapie te bring. Ek voel vanoggend net weer so vry, want ek lees in Handelinge 2 vers 18 sê, ek gaan my gees uitstort op al my diensknegte. Mans en vrouens gaan my woord verkondig. So ons as vrouens, ons mag sy woord verkondig. Maar dit is nie my boodskap nie. Ons is nou in Pinkstertyd en ek lees in Handelinge 2, lees ek, en daar is twee dinge wat vir my uitstaan wat ek met u wil deel. Handelinge 2 sê, die gelowiges was almal by mekaar in een vertrek. En die Heilige Gees het neergekom op elkeen, en die skrif sê dat dit gekom soos vier vlamme het op elkeen neergestort. En dan verder lees ons dat die mense was verbaas en hulle het gesê, dit is almal Galileërs, maar hulle almal praat verskillende tale, en dan word al die tale daar opgenoem. Maar hulle sê, almal praat verskillende tale, maar hulle sê dieselfde ding. Almal praat oor die goedheid en die grootheid van God. Die skrif sê, aan elkeen is tale gegee volgens die vermoë van die Heilige Gees af. En twee dinge wat vir my uitstaan in die eerste plek is die eenheid. Almal was saam, so dit spreek van eenheid. Ons as gelowiges onder ons moet eenheid wees. Waar nie eenheid is nie, is die Heilige Gees nie. So daar moet eenheid wees, maar dit hoef nie eenders te wees nie. Ons hoef nie eenders te wees nie, ons moet nie eenders wees nie. Want die tale wat aan ons gegee is verskillende tale wat gegee is volgens jou vermoë. Ons leef in 'n tyd waar mense voel, ons moet eenders wees. As jy dit nie soos ek doen nie, is jy verkeerd. As jy dit op 'n ander plek doen, is jy dit verkeerd. Ons word net weer herinner dat in verskillende tale moet ons dieselfde boodskap uitdra. So, laat ons mekaar die vryheid gee om sy taal uit te leef volgens die vermoë wat die Heilige Gees vir hom gegee het. Maak nie saak op watter platform nie. Maak nie saak op watter manier nie. Al wat belangrik is die boodskap moet dieselfde bly. En die boodskap moet bly die goedheid en die grootheid van God. So my gebed nou in hierdie Pinkstertyd is in die eerste plek dat ons in eenheid sal begin beweeg en dat ons mekaar sal toelaat om sy tong en sy taal uit te leef. Om die grootheid en die goedheid van God te verkondig op sy manier. En derdens is my gebed dat jy sal opnuut die vermoë vind wat die Heilige Gees aan jou gegee het. Die manier vind wat die Heilige Gees aan jou gegee het om sy grootheid te verkondig. Mag ons mekaar toelaat om te wees. Ons moet eenheid hê, maar ons hoef nie eenders te wees nie. Solank ons dieselfde boodskap uitdra. Die grootheid en die goedheid van God. Mag jy 'n geseënde dag hê.